Familiekerk Bottelary in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar wat jou lewe sal verander. Baie welkom. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming, and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored. And the church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not faint. By his blood and in his name, in his freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Praise him, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Familiekerk, altyd heerlik om saam met julle te kuier en ons is besig met hierdie reeks die wêreld waarin ons leef. En ons het gesê dat die wêreld waarin ons leef is meer as wat ons met die blote oog kan sien. Ek sal nooit vergeet nie,
Destyds gaan kuier ons toe ons in die ooste was, vir 'n huiskerkkonferensie by die mense wat ons by gebly het, vat ons toe uit die dag vir die ete, wat in itself 'n belewenis was, of dan 'n oogmaker vir wat daai mense eet en hoe hulle eet. Nee, dis absoluut gemeenskapseters, so hulle bestel 'n hele platter en dan skep hulle vir almal soms soos wat hulle dink jy sal eet. Dis maar hoe hulle dit doen. En maar na die tyd gaan ons toe na 'n kunsgalery, dis maar net 'n klein stalletjie met 'n paar kunststukke daar. En hulle kyk toe na 'n prentjie wat op is groot. Nie 'n portret nie, maar soos net 'n prent wat in die muur is. En hulle is soos, wow, kyk nou net, dit is 'n olifant. En ek is soos, ek sien niks daarvan nie. En die volgende een, wow, kyk, dis 'n dolfyn. En ek kan dit nie sien nie. En dis hierdie deurmekaar goeders wat net soos lyk soos geverf en dis dit. En ek is soos, ja, dis amazing maar hulle kind te sien. Ek het nie 'n clue wat aangaan. Dis nie, Pieter man, jy moet mooi kyk. Dis die nuwe 3D aard waarvan hulle praat. Ek kon dit nie sien nie. En hulle verduidelik met my oë so 'n bietjie skoond en ek moet allerlei goeders probeer. En op die einde van die dag, toe hulle begin wegstap, toe sê ek, vandag wil ek graag hierdie ding sien. Julle, en ek skoond my oë en ek kyk en ek probeer my bes en ek weet nie hoe nie. En die volgende oomblik, toe raak daai stukkie papier lewendig. Dit was een van my mees amazingste oomblikke. So daar het ek vir die eerste keer 'n 3D painting gesien. Jy moet op 'n baie spesifieke manier kyk om dit te kan sien. En dis eintlik maar waaroor ons vandag praat. Dit gaan oor die wêreld waarin ons leef, is meer as wat ek met my blote oë kan sien. 'n Klassieke voorbeeld van dit sien ons in die Ou Testament van die koning van Aram. Die koning van Aram was absoluut so oortuigend. Hy wou net eenvoudig met alle mag en mening wou hy die Israeliete wen en hulle verower. En elke liewe keer het hy 'n ander strategie probeer as hy hulle aanval. En elke liewe keer dan het hierdie Israeliete net 'n teevoeter vir sy aanval en hy kan nie verstaan en toe besef hy besef toe daar moet een van die ouens in sy weermag wees wat sy geheime uitklap en hy kry jy sy offisiere bymekaar en hy sê vir hulle, wie van julle het ons geheime elke keer verklap dit uit vir die Israeliete. Jy kan mos nou dink, dit was tjoep stil gewees. En daardie ouens is so ernstig en een van die offisiere staan op en hy sê, koning, ons is oortuig daarvan, dit is daardie Elisa profeet. Hy is die een wat kom vir die Israeliete vertel wat koning se strategie is. Nou wat so snaaks is, die Bybel sê dat hulle sê toe, hy weet selfs wat in u slaapkamer bespreek word. Hoe kan jy dink hoe daai koning toe nou gevoel het oor die storie? Maar ons lees in die Bybel, hy was briesend kwaad geweest en hy het gesê, dis dit, ons moet vir Elisa onmiddellik in hegtenis gaan neem. Nou hier's waar ek gou vir julle wil lees. Dit sê hierso, die koning van Aram stuur toe 'n klomp soldate met perde en strydwaans om vir Elisa gevange te gaan neem. En die volgende oggend vroeg is Elisa se assistent, sy diensknegt, is uit buite toe. Toe hy daar buite kom, hy kon sy oë nie glo nie, want reg rondom hulle het al die Arameese soldate, strydwaans en perde reg gestaan om te veg, om daai twee in hegtenis te neem. Nou jy kan mos nou vir jouself dink. Die Bybel sê hy het ingestorm en het bang uitgeroep, meneer, Elisa, wat gaan ons doen? Ouens en Elisa sê toe vir hom, moenie bang wees nie. Daar is meer aan ons kant as aan hulle kant. En Elisa bid toe, Here, maak asseblief hierdie ou se oë oop, sodat hy kan sien wat ek sien. En die Bybel sê, skielik het die assistent gesien dat die heuwels rondom hom vol perde en strydwaans van vuur was. Hemelse wesens wat gereed is om hierdie ouens te veg. Ouens, en dit is waaroor ons vandag basies praat. Daar's goed in hierdie wêreld waarin ons leef, wat ons nie met ons blote oog kan sien nie. Maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat groter is hy wat in ons is, as hy wat in hierdie wêreld is. In Johannes 1 Johannes 4 vers 4 sê dat hy wat in julle is groter as hy
wat in hierdie wêreld is. Ons weet ons stryd. Baie duidelik sê die woord. Ons stryd is nie tussen vlees en bloed en tussen mense en jou skoonma en jy weet mense wat na in jou is of selfs mense wat by die kantoor, by die werk of by die skool of universiteit, waar jy ook al is nie. Dit gaan nie oor daai mense nie, dit gaan oor wat agter dit is. Dis waarteen ons worstelstryd is, nie teen vlees en bloed nie. En ouens, daarom gee Jesus vir ons hierdie opdrag so duidelik dat hy stuur ons die wêreld in. Hy sê vir ons en in die naam van Jesus moet julle ook die duiwels gaan uitdryf. Nou, dit is 'n baie groot opdrag. En ek weet nie wie van julle nie, maar ek bedoel, kom ons wees eerlik, dis nie elke dag wat 'n man 'n duiwel uitdryf nie. Maar die feit is, in ons elke dag se lewe is ons verseker in 'n stryd. En dan sien ons, en dis waaroor vandag se boodskap spesifiek gaan, is oor die wapenrusting van God. Want daar in Efesiërs 6, as Paulus praat van hierdie hemelruim waarmee of die bose geeste waarmee ons geveg is, dan moet ons die wapenrusting aantrek. Weet julle, en ek deel so 'n bietjie uit my eie lewe uit, vir al die jare wat ek nou al hiermee besig is en wat ek elke oggend my stilte tyd doen, met 'n pel vir my destyds gesê, Pieter, weet wat jy moet doen? As jy doen, staan op en wanneer jy dit doen, begin sommer net om dit te onthou vir myself. Begin by jou kop en eindig by jou voete, jy weet. En dan wat ek doen is ek sê, Here Jesus, vandag sit ek die helm van verlossing op my kop. En ek wil sê, ons gaan 'n bietjie skrif deel vandag. So ek wil graag vir julle lees die skrif wat ek vir myself elke dag lees as ek daar sal gaan en sê. In Romeine 12 sê dit, moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Laat God julle manier van dink verander, sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. So Here, vandag sit ek die helm van verlossing op my kop. Help my om reg te dink, Here, begin hier. En dan die volgende gaan ek hier af na my bors toe. En ek sê, Here, sit die borsplaat van geregtigheid. Die ander vertaling sê, die borsharnas. Nou, so ons begin by ons verstand en by ons keuse, en dan gaan ons na ons gees toe. So ons sien dat die Bybel praat van die brandende pyle wat hierdie duiwel gooi, en om ons gees te beskerm, sit ons die borsplaat van geregtigheid aan. En kom ons luister gou na Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het, die sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God. Dis die enigste manier waar daai borsplaat van geregtigheid wat ek myself herinner. Ek kan nie uit my eie uit nie. Ek kan nie deur goeie werke nie. Ek kan nie deur enige iets wat ek vir myself doen nie. My gees word net beskerm deur Jesus Christus en ek verklaar dit en ek vra dit. Dan gaan dit na die gordel toe, wat ons verstaan in Afrikaans die bel. Nou moet ek gevier verstel. Ek is nou die dag, is eintlik snaaks, maar dit was 'n hartseer situasie. Skoonpa is oorlede en ons is daar by die begrafnis en ek pak my swart broek in en ek vergeet skoon om 'n swart beld in te pak. Julle daai heel dag loop ek, nou probeer ek my broek daar net op, want kyk as my broek aan afsak, dan is die waarheid uit, verstaan jy? So die gordel of die beld van die waarheid, ek het net daar weer besef hoe belangrik is dit om 'n beld aan te hê. Jy weet, jy voel heeltemal weerloos as jy jou broek heeltyd moet ophou. En dis waaroor die waarheid gaan. Die waarheid is die oomblik as ons nie die waarheid praat nie, dan is dit asof ek ontbloot word, jy weet. En so die beste is maar net op die einde van die dag, praat die waarheid. Die vers hier so is Johannes 8 vers 32 wat sê, die Here sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. So die beginsel vir ons is om die waarheid altyd te soek in ons lewe. Dan nommer 4 is, dan gaan ek af, my kop, my borsplaat, my beld, en dan ook my skoene. En skoene is eintlik nie iets wat ons sommer na kyk nie, behalwe natuurlik die dames, ek verstaan dit heeltemal. Dan moet 'n skoene wees vir elke okasie, en dis wonderlik so. Maar skoene is eintlik 'n baie nederige kledingstuk, as ek dit so kan sê. Skoene is eintlik die bereidheid, soos die woord sê, om te gaan. As ek my skoene aantrek, is ek reg om uit te gaan, is dit nie so nie. Anders loop ek my pantoffels rond. En as die gedagte hierso wat hy vir ons sê, is wanneer ons skoene aantrek, om bereid te wees om die evangelie van Jesus te gaan verkondig.
so mooi gedeelte in Jesaja 52 sê, hoe mooi klink die voetstappe en die skoene wat kom op die berge van hulle, wat die goeie nuus van vrede, van verlossing bring. So, wanneer ons dink aan ons skoene, is om altyd net eenvoudig bereid te wees, om te gaan en te gaan vertel van die mense. Dan sien ons die skild van geloof. Nou, baie interessant, hulle sê dat hulle het spesifiek verwys na die Romeinse skild, want dit was mos die skild wat hulle die wapenrusting wat die ouens gehad het, die soldate. En op die kante van die skild was daar sulke hakkies gewees. En daai hakkies was baie spesifiek gewees om by die ou langsjou in te haak, dat hulle so 'n formasie gemaak, wat hulle die skild so by mekaar ingehaak het, sodat hulle baie sterk, 'n verdediging kon gehad het. En skild is altyd, dit gaan oor daai verdediging, dis ons geloof. En so 2 beginsels vir my is wat belangrik is, en dit is dat kon nie ons geloof net op ons eie beoefen nie. Baie mense sê vir jou, ja, my geloof is 'n persoonlike saak. Ja, dit is, ek verstaan dit. Maar dit kan nie net 'n persoonlike saak wees nie. Dis hoekom kerk so belangrik is. Dis hoekom huiskerk so belangrik is. Want ons moet ons geloof met ander mense gaan deel. En wanneer ons dit met ander mense deel, dan versterk dit. Dan raak dit nog 'n sterker manier om te weet dat ons geloof, dis die skild waaraan ons kan vasstaan. Dit sê in Hebreërs 11, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Dis 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Dis geloof. Ouens, weer eens, die wêreld waarin ons leef is meer as wat ons met ons blote oog kan sien. En dan laastens sien ons dat dit is die swaard. Die swaard is die woord. Hebreërs sê dit so goed, die woord van God is lewendig. Dis kragtig en is skerper as enige tweesnydende swaard. Dit sny tot diep binne in ons innerlike wese, tot in ons gewrig en murg. Dit vlek ons diepste motiewe en oorwegings ook. Ouens, so die woord van God is verseker ons belangrikste aanvalwapen. Toe Jesus in die woestyn was en die duiwel kom en hy kom verlei hom en hy sê vir hom, verander hierdie klippe in brood, sê Jesus vir hom, dit staan geskryf. Jy sal nie die Here jou God tempt te sê, is die Engelse woord, verlei nie. So ons absoluut die belangrikheid van ons swaard is om die woord van God te ken en om die skrif net eenvoudig te memoriseer. Dis die eenvoud daarvan. En wanneer ek in die situasie sit, ek sal weet wat om te sê. Dit staan geskryf. Ouens, dit is die reeks, ons hart was regtig waar om dit lewendig te maak vir ons en vir ons te herinner aan die feit dat ons is in 'n worstelstryd, maar God het vir ons alles gegee wat ons nodig het om hierdie geveg te wen. Ek wil vir ons afsluit, daar's 'n liedjie wat Retief Burger hulle sing wat sê, dieselfde krag wat die dood oorwin het, dieselfde krag wat die werk volbring het, leef in my. Dieselfde krag wat ons juig en skree uit die bose is ons uitgeklee. So kom ons gaan in daardie wete dat ons oorwinning, ons kom vanaf 'n plek van oorwinning, kom veg ons hierdie stryd. En dit is daarin wat ons kan weet en daarna leen waar ons kan vasstaan. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat U ons herinner dat ons geveg is nie tussen vlees en bloed nie, nooit nie. Maar tussen owerhede en magte wat ons die heeltyd in paraatheid moet wees, want dit is 'n gedurende aanval. So dankie Here vir hierdie wapenrusting wat U vir ons gegee het. Ons vra dat U ons sal help om daarin te leef elke liewe dag en so die oorwinning te behaal wat U vir ons gebring het. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Dieselfde krag wat die dood oorwin het, wat die werk volbring het, leef in my.
dieselfde krag. Laat ons juigend skree, U die bose uitgekleed. Dieselfde krag, weet ek leef in my opstandingskrag, van sonde dood bevry. U het oorwin, die vyand is verslaan. U het waarlik opgestaan. Dieselfde krag, waarvan U woord getuig, wat elke mag laat buig, leef in my. Dieselfde krag, wat genesing bring, vloei ook deur hierdie sterweling. Dieselfde krag, weet ek leef in my opstandingskrag, van sonde dood bevry. U het oorwin, die vyand is verslaan. U het waarlik opgestaan. Dieselfde krag, wat deur die donker breek, wat die oorwinning gee, leef in my. Dieselfde krag, waarmee U teruggaan keer, sal getuig U triomfeer. Dieselfde krag, weet ek leef in my opstandingskrag, van sonde dood bevry. U het oorwin, die vyand is verslaan. U het waarlik opgestaan. Dieselfde krag, weet ek leef in my opstandingskrag, van sonde dood bevry. U het oorwin, die vyand is verslaan. U het waarlik opgestaan. U het waarlik opgestaan. U het waarlik opgestaan.